Nee? Daar's hy. Right, good morning everybody, goeiemôre almal. So my groot eer om vir Tiaan te verwelkom hier by ons. Ek sien al so lank uit na hierdie tyd saam met Tiaan. En ons kom al etlike jare saam, ek en Tiaan, wat ek hom beter ken as wat hy my ken, want hy het Hebreëse klasse vir ons aangebied en was nog altyd baie beïndruk met die manier wat Tiaan goed doen en die liefde wat hy uitstraal. Kan 'n mens sien dat die gees van God in hom teenwoordig is en dit is vir my great. So kom ons open met gebed en laat ek nie verder uitstel nie, laat ons hierdie exciting tyd kan saam deel. Abba Vader, we come to you this morning and we pray that you will bless this gathering. We pray that your spirit will be present. The word says where 2 or 3 are gathered in my name, I will be present and I will be there. En ek weet in die woord staan daar duidelik vir ons dat if you love me, you will obey my commands and my Father will love you and we will come to you and make our home with you. En dit is waar ons is vandag. Ons grootste begeerte is net dat u huis by ons is, dat u in ons teenwoordig is en dat ons as u seuns kan opstaan in ons purpose en in ons calling en daarom doen ons hierdie dinge om meer te wil weet van wie ons is, waar ons vandaan kom, wat die doel is vir ons lewens en dankie vir gassprekers soos Tiaan wat inwillig om saam met ons 'n pad te stap. Ons loof en ons prys U. Ek is so lief vir U. Wil net alles doen om U te behaag. Dankie vir U wonderlike genade en liefde. Dankie vir Yeshua, die seun van God wat vir ons gesterf het en ons vrygemaak. Tot Abba. Amen. Dankie Tiaan. Oor na jou. Alright. Dankie hoor. Alright, goeiemôre. So ja, dis lekker om bietjie ietsie anders te doen as die norm. Ek bedien baie aanlyn en doen baie die Zoom goedjies ook, die afspraakies en so. Maar Leon het gevra dat ek so 'n bietjie bedien vanoggend en gesels vir so 20 minute oor die begin van die feeste en dan gaan ons vir die volgende 4 weke, vanoggend en nog 3 weke praat oor die feeste. So ons begin raak net aan dit vanoggend en gee so 'n bietjie van 'n gedagte en 'n oorsig en dan gaan ons in die komende weke nog dieper oor dit gesels en so. As julle nie Afrikaans verstaan nie, skryf daar in die chat, dat gaan ek oor Engels toe of so. Ek is nogal 'n snaakse taalmens. Ek hou van 'n bietjie purist wees en probeer suiwer bly in een taal. Dis baie moeilik vir my om te sê Engels-Afrikaans. So as julle nie Afrikaans verstaan nie, dan skryf asseblief, dan skakel ek sommer oor Engels toe, dan gesels ons Engels verder. Ek sien hier soos 'n paar name wat ek ken, met manne wat ek ken ook, en is lekker om vir julle te sien, maar die van julle wat ek nie ken nie, ek sien uit om julle te leer ken en vertrou dat in hierdie paar weekies wat ons saam gesels, dat ons sommer boetas word binne in die woord van die Vader. Okay, ek dink ek wil begin met 'n vraag vanoggend en dis nie so 'n diep vraag soos wat ek in die weke wat kom wil vra nie, maar die vraag wat ek mee wil begin vanoggend is: hoekom het ons as Christene of gelowiges, hoekom hou ons net 'n deel van God se feeste? Hoekom hou ons nie alles? En ek gaan nou die vraag beter verduidelik, maar as ons kyk na Christendom en die kerk en die uitdrukking van hoe ons geloof uitleef binne in Christendom, dan sien ons daar word Paasfees gevier, ons sien daar word Pinkster gevier, en natuurlik word daar in baie kerke ook Kersfees gevier, wat nie een van die feeste is van die Bybel nie. So
Ek wil eintlik nie eens oor dit gesels nie. Maar ons sien dat hierdie twee groot feeste in die kerk bestaan, Paasfees en Pinkster. En dis eintlik nie Christenfeeste nie. En ek sien baie keer waar mense die gedagte het dat hierdie feeste kom uit ons Messias uit. Ekskuus, ek het groot geword, ek gewoond om te praat van Yeshua. Dit is net Jesus in Hebreëus. So as jy gewoond is aan Jesus, is heeltemal oukei. Ons praat maar net van Yeshua binne in ons raamwerk. So ek het groot geword met met hierdie Hebreëse kant en met die feeste en so aan en ek sien mense het hierdie gedagte dat Paasfees en Pinkster is Christenfeeste. En ja, Christus of Yeshua dan nou het goed op daai twee feeste spesifiek gedoen wat besonder is en spesiaal is, maar hy het nie hulle kom in die wêreld inbring. Yeshua het nie gesê nou gaan ons Paasfees vier of nou gaan ons Pinkster vier. Die feeste kom van lank voor dit af. Hy het hulle net kom vervul. En as ek sê net kom vervul, bedoel ek eintlik, hy het gevat wat bestaande was en dit volmaak kom maak. Dis nie eintlik net vervul nie, dit is soveel meer. En wanneer ek dink aan die feeste en ek dink aan ons as gelowiges, dan sê ek, joh, ek is opgewonde as ons as gelowiges dit begin raak sien, want dan gaan ons die volheid ervaar van wat die Vader vir ons het. Okay, so ek wil graag vir julle lees uit Levitikus 23. En hierdie is regtig net 'n inleiding, sodat ons kan 'n prentjie hê, die van julle wat dit al goed ken, julle moet maar maak asof dit vir julle nuut is, en die van julle wat dit nog nooit gehoor het nie, julle gaan hierdie nog so 'n paar keer moet gaan luister om seker te maak julle verstaan. En dis die realiteit wanneer ons begin praat oor die feeste van die Here. Daar is soveel aanslae tot dit, of soveel maniere om te kom na dit toe. So ek begin nou maar vandag by Levitikus 23, maar jy kan op 'n groot verskeidenheid van plekke kan jy begin om te praat oor die feeste. Maar hierdie is baie basiese inleiding en ja, ons gaan 'n kans hê vir vrae ook. Okay. So net hier so my mooiste Sondagskool handskrif uithaal. Levitikus 23. So hierdie hoofstuk van Levitikus 23 word baie na verwys vir die 7 feeste. Nou die 7 feeste van die Bybel word gewoonlik binne in Christendom genoem die Joodse feeste. Mense noem dit eintlik verkeerdelik die Joodse feeste, maar ons weet in Levitikus staan daar nie dis Joodse feeste nie, maar die 7, dit word eintlik genoem die 7 feeste van Yod-Heh-Vav-Heh. Nou Yod-Heh-Vav-Heh is die naam van God, die skepper van heelal. So dis eintlik die 7 feeste van Yod-Heh-Vav-Heh. Maar waar kom ons aan hierdie gedagte van dis die Joodse feeste? Nou, dit maak baie sin dat binne in die kerk of binne in Christendom dat ons die Joodse feeste noem, want die Jode is die persone wat dit vandag vier. Hulle is die persone wat dit gevier het in die Bybelse tyd, na die verdeling van Israel, die noordelike en die suidelike stamme. Die suidelike stamme is die Jode. Hulle het die feeste aanhou vier en hulle is die mense wat dan nou daar was in Israel in die tyd van Yeshua. So hierdie feeste kan maar Joodse feeste genoem word, maar dis nie die regte beskrywing. En selfs as jy in die Nuwe Testament lees, daar's plekke waar die Loofhuttefees byvoorbeeld genoem word en die Joodse fees van die hitte of die
Joodse hittefees het aangebreek of so. So die woord Joodse en gekoppel aan die 7 feeste is verseker in die Bybel. Ek gaan nie argumenteer met dit nie. Maar die oorsprong van dit is nie Joods nie. En dit wat die bedoeling was van dit is nie Joods nie. Die rede hoekom dit Joodse feeste in boeke soos Johannes genoem word, is omdat dit die Jode is wat dit gevier het. Maar die oorsprong dis die 7 feeste van Yod-Heh-Vav-Heh. Dis die 7 feeste van die Skepper. Nog voor dit, die oorsprong kom uit Genesis uit van, dis deel van die skepingsplan. En dit wil ek meer na ons laaste week toe gaan, waar ek met julle gaan gesels oor die feeste, om te kyk dan nou wat staan Genesis ook in verband met die feeste. Ek wil net eers die gedagtegang rondom hierdie snaakse, vreemde, Joodse feeste regkry, sodat ons kan bietjie gesels oor dit vorentoe en nie dink ons is besig met Joodse goeders nie. Ek wil noem, ons is bediening, ek self, ek gee nie klasse oor Judaïsme nie, ons leer nie vir mense oor Judaïsme nie, ons leer oor die Bybelse dinge en wat in die Bybel in sy oorspronklike staan, in die Hebreëus staan en ook hoe ons met ons verhouding met ons Messias en ons Hemelse Vader dan kan voortgaan. Okay. Levitikus 23 praat dan oor die 7 feeste en jy sal sien keer op keer word daar genoem, selfs vanaf die Sabbatsdag word daar genoem, hierdie is die feeste van die Here, staan daar in Afrikaans. Jy sal sien, kom ons begin somme hier waar hy oor Pascha staan, Pascha. Hy sê in Levitikus 23 vers 4, dit is die feesttye van die Here. Hy praat van die feesttye van die Here. Die feesttye van die Here. Die heilige 4 dae wat jy moet uitroep op hulle bepaalde tyd. So, dit wat ek nou hier gedoen het, deur vir dit sê, dis die 7 feeste van Yod-Heh-Vav-Heh. Dit kom sê hy nou hier vir ons in Levitikus 23 vers 4. Dis die feesttye van die Here. Die Here is Yod-Heh-Vav-Heh. Dit is die oorspronklike Hebreëus wat daar staan. Ons vertaling het dit net gemaak Here, Here, Here in al die plekke, maar dis verkeerdelik vertaal. Dit moet oorspronklik eintlik sê Yod-Heh-Vav-Heh. Die naam van God is eintlik uit hierdie vertalings uitgehaal. Dis hartseer, né? Ek bedien baie oor die naam van God, want ons as sy kinders ken nie sy naam nie. Dis so goed soos om in die huis van jou pa te leef en jy ken nie jou pa se naam. So hierdie Levitikus 23 kom sê, die 7 feeste behoort aan Yod-Heh-Vav-Heh. En hy hou aan dit sê. Hy sê, dis die feesttye van die Here, die heilige 4 dae wat jy moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand, op die 14de van die maand, in die aand, dit is die Pascha van die Jode. Nee, dit is die Pascha van die Here. Weereens, dis Yod-Heh-Vav-Heh se feeste. Dan hou hy aan, op die 15de van hierdie maand is die feest van die ongesuurde brode van die Here. So, hier word 'n klem herhaaldelik gesit op, dis die feeste van die Here, die feestdag van die Here, die Here dit, en so nêrens word hier gesê, dis die Joodse feeste. Daar word gesê, praat met Israel en sê hulle moet dit doen en so aan, want Israel was God se volk, né? Maar dit word nie gesê, hierdie feeste is Joods nie, en dit behoort aan Israel nie. Dit behoort aan die Skepper van heelal. Dit behoort aan ons Hemelse Vader, en die feeste het waarde vir ons as Christene ook. Kyk, so ek wil gou deur hulle hardloop, hierdie 7 feeste, deur hulle gaan, net sodat ons kan onsself vereenselwig met waaroor praat ons nou, en dan
wil ek so 'n sinnetjie of twee nog oor dit sê, en dan 'n kansie gee vir vrae. Ek wil noem, meeste van julle vrae gaan ek sekerlik, as daar vrae is, sekerlik antwoord in die komende weke, maar ek wil net hê dat ons op dieselfde bladsy is vir hierdie konsep en hierdie gedagte. Want die groot vraag wat ek kry is, moet ons as Christene dan die feeste vier? Moet ons as gelowiges in Yeshua dan die feeste vier? En ek dink die antwoord gaan duidelik raak soos wat ons deur hierdie paar weke werk. Okay, so die eerste fees in Levitikus 23, die eerste van die 7 feeste word genoem Pesach. Daarna sien ons is 'n fees van, ek dink ek moet myself 'n bietjie meer plek op hierdie bord gee, anders te gaan ek uit ruimte uithardloop. So, ons maak so. So, die eerste een word genoem Pesach. Die tweede een word genoem Matzah. Ek gaan nou hierdie vreemde Hebreëse woorde verduidelik, moenie worry nie. Matzah. Die derde fees word genoem Reshit Katsir. Dan kry ons 'n fees wat genoem word Shavuot. En dan kry ons nog 3 feeste wat in Hebreëus genoem word Yom Teruah, Yom Kippur en dan laastens Sukkot. Hey, wat maak hy nou? Sukkot. So hierdie is die 7 feeste dat as jy Israel gaan besoek, dan vier hulle dit grotendeels. Dis net nie noodwendig altyd ook op 'n Bybelse manier wat hulle dit vier nie. Ek het groot geword in Israel en ek vir julle sê my kop moes maar baie oop gegaan het toe ek besef het selfs die Jode vier nie die feeste noodwendig op die manier wat dit moet gevier word. Maar hier is die 7 feeste wat in die Bybel genoem word en elkeen van die ken ons so bietjie anderste in Afrikaans en ander name. Maar hier is die oorspronklike Hebreëse name: Pesach, Matzah, Reshit Katsir, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot. En as ek hulle vir julle moet vertaal, dan gaan ons sê hierdie is Pascha, wat ons dan van hierdie hele week noem ons dit baie keer Paasfees. Matzah is net letterlik vertaal ongesuurde brode. Reshit Katsir is die eerstelingsgerf. Shavuot is die fees van weke, word dit in die Bybel genoem, maar ons verwys na dit as Pinkster in Afrikaans. Dan Yom Teruah is 'n dag van trompette. Yom Kippur is dag van, ons kan dit versoening noem of kom ons noem dit versoening in plaas van verootmoediging. Versoening. En dan Sukkot is die fees van tabernakels of nee, ek hou van die Afrikaans. Die Afrikaans noem dit die loofhutte fees. Okay, so hier is die 7 feeste in die Bybel. Nou binne in Christendom, soos ek begin het vandag, vier ons Paasfees en ons vier Pinkster. En dan nog, soos ek gesê het, Kersfees wat glad nie 'n Bybelse fees is nie en ek sou dit ook nie aanbeveel vir 'n Christen om te vier nie. Maar hierdie 7 feeste is almal, al 7 word in dieselfde asem genoem in Levitikus 23. Almal het dieselfde waarde
en hulle behoort almal aan ons Skepper, aan ons Hemelse Vader, Yod-He, Vav-He. So hierdie feeste is waardevol. Hulle is baie mooi en het vir ons geestelike waarde en ook dit het vir ons waarde om te leer oor dit. En dis waaroor ek wil gesels in die komende weke, maar ek wil net eers by die vraag kom, moet ons as gelowiges dan hierdie feeste vier? En dan sê ek, hoekom wil ons die vraag vra, moet ons? Wanneer ons reeds as Christene eintlik tot 'n groot mate die feeste reeds vier. Ons vier Paasfees net op ons manier, nie op 'n Bybelse manier nie, want Paasfees is saam, julle sien dis een kleur hierso gedoen, né? Paasfees is saam met ongesuurde brode en eerstelingsgerf, dis in dieselfde week. So ons vier eintlik reeds hierdie eerste 3 feeste, net op ons, ek kan maar sê vreemde manier. Dan ons vier reeds die fees van weke, Shavuot. So ons hoef hier die vraag te vra, moet ons dit vier nie? Ons vier dit reeds. Maar hierdie laaste 3 feeste, dit vier ons nie, want ons weet nie hoekom en hoe om dit te vier. Dit gaan nie oor Joods wees of om nou Judaïsme aan te leer. Die rede hoekom ons nie hierdie laaste 3 feeste vier nie, is omdat hulle nie pertinent genoem word in die Bybel, in die Nuwe Testament vir ons, as daar waar daar gebeurtenisse was. Daar is nie iets wat plaasgevind het. Maar jy gaan sien, as ons praat oor in die volgende lesse, gaan jy sien, hierdie het 'n profetiese waarde, hierdie 3 feeste. Hulle het iets te doen met dit wat kom, en dat dit dalk te doen het met die wederkoms. So hierdie eerste 4 feeste vier ons binne in Christendom, en die vraag wat ons miskien eerder moet vra oor hierdie eerste 4 feeste is, nie moet ons hulle vier nie, maar vier ons hulle op die regte manier. Dis wat ek sou eerder vra. En die vraag dan oor die volgende 3 is, moet ons hulle vier? En my antwoord op dit gaan wees, ja, ons moet, want hulle het profetiese waarde. En wanneer ons as Christene na hierdie feeste kyk, dan vier ons hulle op 'n vervulde manier. Ek dink net die manier hoe ons hulle tans binne in die kerk vier, is nie doen dit nie reg. Dit gee nie vir ons die waarde wat dit eintlik moet hê. So ek wil net dit duidelik maak vandag dat ons kan nie sê die feeste van Levitikus 23 of die feeste van die Here of die feeste van skepping of hoe ook al jy hulle wil noem, hierdie 7 feeste, ons kan nie sê dis Joods, want ons vier hulle reeds. Ons vier dit net nie op die regte manier. Ons vier dit net op ons eie Christelike manier wat iemand uit hulle duim uitgesuig het. En ek dink dit sal goed wees wanneer ons kom by die punt waar ons die feeste op vervulde wyse sal vier as gelowiges, en waar ons in elkeen van hierdie vir Yeshua sal sien, want hy is in elkeen van hierdie 7 feeste is ons Messias. Eintlik, julle mag dalk lag vir my as ek dit sê, maar eintlik wonder ek moet die Jode dit vier. Want die Jode, hulle het nie die waarde in die feeste wat ons het. Hulle vier net so deeltjie van. Maar die volheid lê in ons Messias, lê in ons verlosser. En wanneer ons na hierdie feeste kyk, en wat ons nog vorentoe oor gaan gesels, dan gaan jy sien, hier is massiewe waarde in hierdie feeste. Hierdie is nie om 'n las op enigeen van ons te sit nie. Hierdie 7 feeste inteendeel bring 'n vryheid en bring waarde wat, as jy dit begin verstaan en begryp, dan verstaan jy die verlossingsplan soveel beter. So ek sien uit om met julle te gesels in die volgende sessies oor hierdie feeste meer in diepte, wat elkeen individueel beteken, hoe dit gekoppel is aan ons Messias,
wat hy vir ons gedoen het, wat hy nog gaan kom doen met sy wederkoms en hoe dit vir ons van toepassing is. Maar vir nou wil ek net eers vir julle dit so sê. Jou identiteit in die Vader lê daarin dat hy sy seun gestuur het. Hy is so lief vir jou. En hy het 'n plan gehad om sy seun vanaf skepping, sy seun te stuur om vir jou te sterwe. Om vir jou te leer om ongesuurde brood te wees, sondeloos te wees, om vir ons sondeloos te maak. Hy het 'n plan om sy seun te laat opstaan uit die dood uit. En om dan die eersteling te wees uit die dood uit. Hy het beplan om sy Heilige Gees vir ons te stuur. En hy beplan om terug te kom. En hy beplan om oordeel te spreek. En dan gaan ons saam met hom leef vir 1000 jaar. En dit wat ek nou gesê het, gaan julle meer verstaan, as julle van julle nog nie dit reeds verstaan nie, gaan jy meer verstaan in die komende weke. Maar hy het 'n plan gehad. En hier sit sy plan voor ons oë. Hierdie 7 feeste is sy verlossingsplan vir mensdom wat my en jou insluit. Hy is so lief vir jou dat hy van die begin af besluit het om jou te red. Okay, ek is reg as jy 'n bietjie vragies wil vra of as jy wil gesels, andersins gaan ons net lekker saam bid.